Hoofstuk 5. 'n Swerwer vir die Here. Matteus 28 vers 19 en 20 sê, Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dame, kan jy asseblief vir my kaartjies gee na die volgende stede? Hong Kong, Sydney, Auckland en terug Sydney toe. Van daar reguit Kaapstad toe, dan na Tel Aviv en laaste na Amsterdam. Die meisie by die reisagentskap in Taiwan het verwonderd na die ouer vrou gekyk, wat nou kaartjies wou koop na al die stede. Wou sy vir haar kleinkinders gaan kuier? Kan jy asseblief vir my sê, wat is die laaste plek waarheen u wil gaan? Die eindbestemming? My eindbestemming is die hemel, het die ouer dame geantwoord. Ekskuus dame, kan u dit asseblief vir my spel? H-E-M-E-L, het die ou dame stadig gespel. Toe die meisie sien wat sy neergeskryf het, het sy verward geglimlag. Maar dis nie wat ek bedoel nie. Maar ek bedoel dit, het die ouer vrou teruggeglimlag. Maar jy hoef dit nie neer te skryf nie, want ek het al klaar 'n kaartjie na die hemel. 'n Kaartjie na die hemel, het die meisie nuuskierig gevra. Die ouer dame het gesien dat die meisie nou baie nuuskierig was, en sy was gereed om te verduidelik. Omtrent 2000 jaar gelede het iemand die prys betaal sodat ek hemel toe kan gaan. Sy naam is Jesus, en hy het betaal toe hy vir my sonde aan die kruis gesterf het. Daardie dame is reg, het 'n man se stem gekom. Dit was 'n Chinese kantoorklerk, wat net op daardie oomblik in die reisagentskap ingestap het. Die ou dame het omgedraai en vir hom gevra, Het jy 'n kaartjie hemel toe? Ja, ek het hy gesê en gelag. Toe ek 'n kind was en in China gewoon het, het ek die Here Jesus as verlosser van my sonde aangeneem. Luister nou, het Corrie vir die meisie agter die toonbank gesê. Maak seker dat jy ook 'n kaartjie hemel toe het. As jy op 'n vliegtuig klim sonder 'n kaartjie, is jy in die moeilikheid. Maar as jy hemel toe wil gaan sonder die regte kaartjie, is jy in groter moeilikheid. Praat met hierdie jong man daaroor. Hy ken die weg na die hemel. Corrie het totsiens gesê en teruggegaan na die hotel. Is jy gereed om eendag hemel toe te gaan, om saam met die Here Jesus te wees? Daar is net een manier. Jy moet na die Here Jesus draai en hom vra om jou van jou sonde te red. Hy het gesterf en opgestaan vir sondaars soos jy en ek. Die Bybel sê dat elkeen wat in hom glo gered sal word. Dit staan in Handelinge 10 vers 43. Sal jy hom vertrou om jou te red? Dalk wonder jy, hoe het Corrie al die pad tot in Taiwan gekom? Hoe het sy dit reg gekry om genoeg geld te spaar om vir so duur reis te betaal? Jy sal seker onthou dat ons laas keer gehoor het hoe Corrie en haar sussie Betsy in daardie vreeslike slegte gevangenekamp was. God het eendag vir Betsy gewys wat om te doen om die ander gevangenes te help. Sy het Corrie mos wakker gemaak om haar daarvan te vertel. Wanneer hulle vrygelaat sou word en die oorlog verby was, moes hulle 'n huisie kry, waar hulle mense kon versorg wat in sulke slegte gevangenekampe mishandel is. Daarna moes die twee oral heen gaan om vir ander mense van die Here Jesus te vertel. Natuurlik sou dit 'n klomp geld kos, maar dit was nie nodig dat hulle daaroor hoef te bekommer nie, want God was hulle hemelse Vader, en die vee op 1000 berge het aan hom behoort. Dit staan in Psalm 50 vers 10. Dus, as hulle geld nodig gehad het, het hulle hemelse Vader net nodig gehad om een van sy beeste te verkoop, wat op die berge is. Corrie het altyd genoeg geld vir haar groot taak gehad. Ander Christene het vir Corrie geld gegee, sonder dat sy eers daarvoor gevra het. Betsy het gedink dat sy gou vrygelaat sou word. Dis het sy gesê, voor die nuwe jaar sal ons albei vry wees. Dit het gebeur op 'n manier wat Betsy nie eers kon dink nie, want God het Betsy vrygemaak deur haar hemel toe te vat. Daar sou sy nie meer siek wees nie, daar sou sy nie meer pyn hê nie, daar sou sy altyd saam met die Here Jesus wees, hy, van wie sy vir so baie ander mense vertel het. Corrie is van die gevangenekamp vrygelaat. Die mense kon dink dat dit per ongeluk was, maar sy weet die Here het daarvoor gesorg. Corrie het van Ravensbrück met 'n gewone trein huis toe gegaan. Op pad het sy vir die Here 'n belofte gemaak. Sy het beloof dat haar lewe van nou af heeltemal syne sal wees. En Corrie, oftewel Tannie Corrie soos die meeste mense haar nou genoem het haar woord gehou.
Met die hulp van vriende het sy 'n huis gehuur, en kort nadat die oorlog verby is, was die huis vol mense wat in die gevangenekampe baie swaar gekry het. Hulle is daar gehelp om weer by die gewone lewe aan te pas, want dit was nie maklik nie. Weet jy wat was die moeilikste ding om te leer? Om die mense te vergewe wat sulke slegte dinge aan hulle gedoen het. Ek dink dit is vir ons almal moeilik om te vergewe, maar die Here Jesus wil ons daarmee help. Het jy al geleer om ander te vergewe wat slegte dinge aan jou gedoen het, soos 'n seun of 'n dogter by die skool wat lelik is met jou? Toe daar mense was wat Corrie kon help om die huis en die mense te versorg, het Corrie begin om na die verskillende plekke te reis om van die Here te vertel. Sy het haarself 'n swerwer vir die Here genoem. Sy het eers na Amerika gegaan en sy het in kerke gepraat en vir mense vertel dat geld en 'n mooi huis dinge is wat jy kan verloor. Maar jy kan nooit die Here Jesus verloor as jy hom een keer in jou hart ingenooi het nie. Hoe groot die probleem of moeilikheid ook al is, kan jy weet dat God jou altyd in sy ewige arms vashou. Sy het dit in Ravensbrück beleef. Daardie waarheid was vir die Amerikaanse Christene baie belangrik. Dit is ook belangrik vir my en vir jou. 'n Ander keer was Corrie in Havana. Dit is in Cuba. Dit was voordat die kommuniste daar oorgeneem het. Sy was die gas van 'n baie streng koshuis vir meisies. Selfs die gaste moes daardie streng reëls gehoorsaam. Een oggend, terwyl sy ontbyt saam met die dogters gehad het, het sy 'n koppie warm water gekry. Moet ek die kookwater drink? Het sy gewonder. Toe besef sy waarom sy die warm water gekry het. 'n Teesakkie is in die ronde gestuur en elke persoon kon die sakkie vir 3 sekondes in haar koppie hou en dan aanstuur. Corrie was die laaste persoon en sy kon dit bietjie langer in haar koppie hou. Jy kan net dink hoe flou die tee was. Dit het so skilliggoedwater geproe. Daardie aand is Tannie Corrie toegelaat om presies 5 minute met die dogters te praat. Sy het vir die hoof, wat 'n vrou was, gevra, mag ek asseblief bietjie langer met die dogters praat? Ek het iets baie belangriks om hulle te vertel. Nee, dit is nie moontlik nie, het die hoof geantwoord. Die meisies het te veel huiswerk, ek kan jou nie toelaat om meer as 5 minute te praat nie, hulle het ander belangrike dinge om te doen. Dus het Corrie haar voorberei vir net 5 minute. Sy het die kinders vertel wie haar gehelp het om Joodse babas gedurende die oorlog weg te steek. Nadat sy vir 4 minute gepraat het, was daar skielik 'n kragonderbreking. Alles was pikdonker. Goed, hou dan maar aan met praat, sê die hoof vir Corrie. Die dogters kan nie hulle huiswerk in die donker doen nie. Corrie het aangegaan en vertel van haar reise en van die kinders wat sy in afgeleë lande ontmoet het. Sy het vertel van haar ervarings, die goeies en die slegtes. Sy het ook vir hulle vertel van die groot vriend van kinders. Dit is die Here Jesus, wat in hulle harte en lewens wil bly. Die dogters het met trane in hulle oë geluister, terwyl mans buite besig was om die kragonderbreking so gou as moontlik reg te maak. Na 'n uur het die krag weer aangekom. Die dogters moes gaan huiswerk doen, maar een dogter het haar arms om Corrie se nek gesit en in haar oor gefluister, en sy het gesê, ek glo dat die Here Jesus die kragonderbreking laat gebeur het, sodat u vir ons van hom kon vertel. Corrie het oor die hele wêreld gereis, maar daar was een plek wat dit vir haar moeilik was om na terug te gaan, en dit was die land waar sy in die tronk was, in Ravensbrück. Onthou jy hoe Corrie, as 'n 6-jarige dogtertjie, styf aan die trapreëling vasgehou het omdat sy nie wou skool toe gaan nie? Wat het haar pa toe gedoen? Hy het haar vingers een vir een losgemaak en haar skool toe gevat. Nou het haar hemelse Vader vir haar gesê, Corrie, ek wil hê jy moet Duitsland toe gaan. Die Duitse mense het haar met baie liefde en goedheid ontvang. Sy het in kerke gepraat, in 'n kamp wat eers 'n gevangenekamp was, maar verander is na 'n vlugtelingkamp en op baie ander plekke. Sy het gepraat oor God se liefde, wat soos die see is, waarin hy al ons sonde gooi en dan 'n bordjie daarop sit wat sê, visvang verbode. Sy het natuurlik bedoel dat as God ons sonde eenmaal vergewe, kan daardie dinge nooit weer teen ons gehou word nie. Sy is ook genooi om in 'n kerk in Munich te praat, en 'n man het na die tyd na haar gekom. Corrie het hom dadelik herken. Sy was eers bang, want die man
was een van die wreedste wagte in Ravensbrück, en hy het reguit na haar gestap. Sy kon nie maak asof sy hom nie raak sien nie. Hy het haar nie herken nie. Daar was so baie vroue. Juffrou ten Boom, het hy begin. Ek het Jesus as my verlosser aangeneem. Jy het gepraat van die see van God se liefde, en dat my sonde ook daarin gegooi is. Ek wil vergifnis vra van iemand wat in daardie kamp was. Hy het sy hand uitgesteek en gesê, sal jy my asseblief vergewe, juffrou ten Boom? Eers kon Corrie nie sy hand skud nie. Hoe kon sy hom vergewe? Maar die Bybel sê, as ons nie ander vergewe nie, gaan God ons ook nie vergewe nie. Here Jesus, het sy in haar hart gebid, help my asseblief om hierdie vreeslike man te vergewe. Op daardie oomblik het 'n wonderwerk gebeur. Die liefde van Jesus het deur haar gevloei. Sy het sy uitgestrekte hand gegryp, dit geskud en gesê, ek vergewe jou. En dit het sy bedoel. Daarna het sy dikwels teruggegaan Duitsland toe, en sy het eintlik daarna uitgesien. Jy en ek is nie deur wagte geslaan of laat honger ly nie. Ons kan die Here Jesus vra om ons te help om ander wat ons seer gemaak het te vergewe, en selfs om die lief te hê waarvan ons die minste hou. Corrie het ook na Afrika, Amerika, Rusland, Indië, Korea en baie ander lande gereis. Sy het na Taiwan gegaan, die land waar ons storie vandag begin het. Corrie het gebid en die Here gevra om haar te wys na watter plekke hy wil hê sy moet gaan. Somtyds het hy haar na 'n tronk gestuur om daarvan hom te vertel. 'n Tronk is nooit 'n goeie plek nie, maar een tronk in Rwanda was die ergste wat Corrie nog ooit gesien het. Daar was so baie gevangenes dat almal nie gelyk binne kon bly nie. In die nag het die helfte binne geslaap en die ander helfte buite. Toe Corrie saam met 'n sendeling daar aankom, het die reën in strome uitgesak. Die gevangenes het buite gesit met die modder tot by hulle knieë. Hulle het met kwaai gesigte na Corrie gekyk. Corrie kon haar oë nie glo nie. Hoe kon sy die goeie nuus na hierdie arme mense bring? Sy kon nie in haar eie krag nie, maar die Heilige Gees kon haar help om dit te doen. Sy het in haar hart weer gebid. Here, gee my asseblief 'n see van blydskap om met hierdie arme manne te deel. En die Here het haar gebed gehoor. Sy het vir die manne vertel van die Here Jesus wat ons so lief het, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Die mans het dalk gedink, nou dis maklik vir haar om so te praat, sy stap oor 'n paar minute by die tronk uit, maar ons bly vir altyd hier. Toe het Corrie vir hulle gesê, ek self was ook in 'n tronk wat erger was as hierdie een. 95.000 vroue is daar dood. My suster was een van hulle, maar in daardie hel op aarde het ons geleer dat Jesus jou nooit in die steek laat nie. Terwyl sy met die mans gepraat het, het die Here haar hart met vrede en vreugde gevul, maar sy was nie die enigste een nie. Sy sê toe vir hulle, die Here Jesus wil ook in jou hart en lewe kom bly, en hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Wie van julle wil hê dat die Here Jesus in jou lewe inkom? En toe, al die mans, ook die wagte, het hulle hande in die lug gesteek. Dieselfde gesigte wat so kwaai gelyk het, het nou met vreugde gestraal. En uiteindelik was dit tyd vir Corrie en die sendeling om huis toe te gaan. Toe hulle na die motor toe stap, het die gevangenes en die wagte saamgestap, by die hekke uit. Niemand het eers daaraan gedink om te ontsnap nie. Hy het langs die motor gestaan en met een stem geroep, Tannie, kom asseblief terug, vertel ons meer van Jesus. Tannie Corrie kon nie weer teruggaan nie, maar die sendeling wat saam met haar was, het elke week teruggegaan en hulle meer van Jesus vertel. Later het die sendeling vir Corrie 'n brief geskryf wat sê, die fees gaan aan, elke keer is daar nog mense wat in Jesus glo. Daar was nog nuwe gevangenismense wat ook die verlosser leer ken het. Nou ja, dit was die laaste hoofstuk van Tannie Corrie se verhaal. Onthou jy die laaste eindbestemming? Dit is die hemel vir Tannie Corrie. Sy het 'n kaartjie soontoe gehad. So, die vraag wat ek vir jou wil vra, is jy seker dat jy eendag saam met God en saam met Tannie Corrie in die hemel gaan wees? Mag ek dalk vir jou nog 'n vraag vra? As God vir jou sou vra, waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat sal jy hom antwoord? Miskien sê jy vandag vir my, ek is nie seker nie. Ek het regtig goeie nuus vir jou. Jy kan seker wees. Die hemel
is 'n gratis geskenk. Ons kan nie daarvoor werk nie. Wat verhinder ons om hierdie geskenk te kan kry? Sonde. En wat is sonde? Sonde is enigiets wat ons dink, sê of doen, of selfs nie doen nie, waarvan God nie hou nie. Ons almal is ver van God af. Ons kan nie by God uitkom nie as gevolg van sonde. Miskien het jy al 'n klomp eiers gaar gemaak, en die laaste eier wat jy in die pan gegooi het, is 'n vrot eier. Daai vrot eier bederf al die ander goeie eiers wat in die pan was, en dan moet jy alles weggooi. Net so werk dit met een ou klein sondetjie, dit bederf alles. So daar moet 'n ander manier wees, want ons almal het gesondig, en ons kan nie by God uitkom nie. God is heilig, hy is liefdevol en hy is regverdig. So aan die een kant het God ons lief, en hy wil ons nie straf nie. Maar aan die ander kant is God regverdig, en hy moet sonde straf. So God is soos 'n regverdige regter, hy moet sonde straf. Dit maak ook nie saak hoe lank terug het gedoen is nie. Die sonde moet nog steeds gestraf word. En as God nie sonde straf nie, dan was hy nie regverdig nie. Maar ons sien ook, God is liefde. So hoe kan God wat regverdig is en lief is, regmaak met ons? Deur sy seun Jesus te stuur. Hy het in ons plek gesterf vir ons sondes. Nou wie is Jesus? Jesus is God. Hy het van die hemel na die aarde toe gekom, en hy het aan die kruis gesterf om vir ons sondes te betaal. En Jesus het uit die dood opgestaan, en hy is nou in die hemel, en hy bied aan ons die geskenk van die ewige lewe. Hy bied hierdie kaartjie na die ewige lewe, na die hemel, net soos wat Tannie Corrie 'n kaartjie gehad het na die ewige lewe. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun Jesus gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En hoe kry ons die geskenk? Ons kry dit deur die geloof. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, as ek 'n geskenk aanneem, dan is dit mos myne. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat is glo? Dis om op Jesus Christus alleen te vertrou vir die ewige lewe. Party mense glo in Jesus tussen hakies, maar hulle glo nie regtig nie, want hulle lewe wys nie dat hulle glo nie. Tannie Corrie se lewe het gewys dat sy glo in die Here Jesus. Ons moet glo in dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het, en ons moet hom aanneem. Ons kan nie na God toe kom wanneer ons wil nie. Net wanneer hy roep, kan ons na hom toe kom. En miskien sê die Here Jesus vandag vir jou, wil jy nie vandag glo nie? Soek die Here terwyl hy naby is. Miskien moet jy hierdie storie luister en hoor, om vir die eerste keer die evangelie, die goeie nuus oor Jesus te hoor, vanuit die mond van Tannie Corrie. Vra die Here Jesus om jou sonde te vergewe, en glo dat hy dit vir jou sal doen, as jy hom gevra het. Jesus het gesê, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 6 vers 47. En dit beteken, as hy gesê het, dan kan jy seker wees dat jy ook daar die kaartjie het, net soos wat Tannie Corrie gehad het, na die hemel toe. En daarna, as jy dit gedoen het, dan moet jy jou lewe wys, dat jy werklik vir Jesus lief het, soos wat Tannie Corrie hom lief gehad het. En dan moet ek begin om my Bybel te lees. Nee, my Bybel te verslind, elke dag te lees, en te bid, sodat ek in die Here Jesus kan groei. En ek moet 'n goeie gemeente, 'n kerk gaan soek, waar die Bybel in waarheid gepredik word, sodat ek meer van Jesus kan leer, en deel kan wees van die familie van God. En mag jou lewe, soos Tannie Corrie se, wys dat jy hom bo alles liefhet. Totsiens.